Ons is halfpad met ons reeks oor vrede. Hartlike goeiemôre en andermaal baie welkom by vanoggend se oggendoordenkings. Vandag staan ons stil by innerlike vrede. By die vrede met God vloei 'n innerlike vrede voort wat nie afhanklik is van uiterlike omstandighede nie. In Johannes 16 vers 33 beloof Jesus die volgende: Dit het ek vir julle gesê, sodat julle in my vrede kan hê. In die wêreld kry julle verdrukking, maar hou moed, ek het die wêreld oorwin. Kom ek herhaal dit. Dit het ek vir julle gesê, sodat julle in my vrede kan hê. In die wêreld kry julle verdrukking, maar hou moed, ek het die wêreld oorwin. Nie wêreldvrede nie, maar persoonlik vir jou eie menswees. Hierdie vrede is 'n gawe van die Heilige Gees en word dikwels ervaar as 'n diep vertroue in God se heerskappy, selfs te midde van storms. In Filippense word ons aangemoedig as gelowiges om nie bekommerd te wees nie, maar om alles in gebed aan God voor te lê, met die belofte dat die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, ons harte en gedagtes sal bewaar. Jesus het vir sy disippels gesê: Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Nie soos die wêreld gee nie, gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontstel of bang wees nie. Volgens Johannes 14 vers 27. Hierdie innerlike vrede is 'n vrug van die Heilige Gees en groei in die lewe van elke gelowige wat sy of haar hart op God fokus. Die wêreld probeer dikwels vrede vind deur eksterne omstandighede. Miskien 'n wildstil vakansie, 'n goeie verhouding of finansiële stabiliteit. Maar hierdie dinge is tydelik. Die vrede wat Jesus gee, is standvastig, selfs wanneer die lewe onseker is. Dit is 'n vrede wat verstand te bowe gaan, en dit beskerm ons harte en gedagtes. Laat ons dus as gelowiges bid vir vrede, werk vir vrede, en bo alles, leef in die vrede van Christus. Kom ons beleef vandag wat Jesus beloof het. In hom is daar vrede, wat nie wankel nie, al bewe die wêreld. Vind jou skuilings in my